Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens op Hemelvaartdag. Vanoggend is die 14de Mei 2026. Die boodskap wat ek vanmôre vir u uitstuur is 'n baie kosbare boodskap. Ek het hom gaan soek tot ek dit kom gevind het. Ek het dit opgeneem met Hemelvaartdag 2023 toe ons nog in Askam gewoon het. Ons was reeds besig om te verhuis, ons het ons voorberei om te verhuis na die Kaap en ek het daardie boodskap by daardie geleentheid opgeneem en ek het nou vanmôre gedink om so 'n bietjie anders te wees deur 'n nuwe voorwoord by te voeg en weer dieselfde klere aan te trek wat ek toe by daardie geleentheid aangetrek het. Nou ek wil vertrou dat hierdie boodskap van vanmôre op Hemelvaartdag vir u baie spesiaal sal wees, want dit is 'n baie spesiale boodskap, is 'n baie spesiale geleentheid. Mag dit vir u tot seën wees. Goeiemôre my wonderlike vriende. Ek groet op die pragtige Hemelvaartoggend in die wonderlike naam van ons Here Jesus. Want wanneer ons oor Hemelvaart praat, dan praat ons oor die Here Jesus wat teruggekeer het na sy Vader in die hemel. Nadat hy die offerlam van God was, wat aan die kruis op Golgotha vir jou en my sondes gesterf het, en na 3 dae uit die doodheid opgestaan het, en 40 dae later na die hemel opgevaar het, terug na sy Vader toe. Nou vriende, dis belangrik om te praat oor die hemelvaart van Jesus, en daarom wil ek juist praat oor die bewyse hoekom dit so belangrik is. Nou gaan ons 2 kort gedeeltes vanmôre saam lees. Die eerste is in Handelinge 1 vers 4 en 5 en dan vers 8 tot 11 en dan in Johannes 14 vers 1 tot 3 kort gedeeltes. Ons begin by Handelinge 1 en lees ons vers 4 en 5. En toe Jesus nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. Maar julle sal krag ontvang, vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, engele, wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En dan lees ons ook in Johannes 14 vers 1 tot 3, waar Jesus self gesê het, hy sê, laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ons lees net tot sover saam. Die wonderlike woord van die Here, kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, ons aanbid U vanmôre as ons Vader. Wonderlike Here Jesus, ons aanbid U vanmôre as ons verlosser en ons saligmaker. En ons wil vanmôre vir U baie dankie sê, dat U bereid was om in 'n kruishout vir ons vasgespijker te word, dat U bereid was om vir my en vir elkeen van ons sondes aan 'n kruishout te hang en te betaal vir ons sondes, met U lewe te betaal. Maar dankie Here Jesus dat ons weet U het opgestaan uit die dood in die lewe. En dankie dat ons vanmôre ook kan praat oor daardie dag wat U opgevaar het na die hemel in die teenwoordigheid van U disippels, opgevaar het na die hemel en dat U nou sit aan die regterhand van ons hemelse Vader, soos die geloofsbelijdenis sê, van waar Hy weer sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Maar ons wil vir U dankie sê, dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, dat U vir ons U Heilige Gees gestuur het, en O Heilige Gees, ons sê dankie, baie dankie, dat U in ons midde is, dat U in die harte van die kinders woon, en dat U gekom het
as ons leidsman om ons in die volle waarheid te lei. Ons bid dat U vanmôre ook deur hierdie boodskap verheerlik sal word. Vader, Seun en Heilige Gees. Ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Nou my vriende, ons praat vanmôre dan oor hierdie tema waarom Jesus se hemelvaart so belangrik is. Daar's mense wat dink dat die hemelvaart van die Here Jesus nie regtig belangrik is nie. Hulle verstaan nie die rede waarom ons sê hemelvaart behoort ook 'n vakansiedag te wees en hemelvaart is belangrik dat daar 'n boodskap oor die hemelvaart van Jesus gebring moet word nie. Ek hoor soms dat mense sê Goeie Vrydag of Paasnaweek, dit wil sê die kruisiging en die opstanding van die Here Jesus uit die dood is die belangrikste gebeure in die heilsgeskiedenis van God. En dan skakel hulle daarmee outomaties hemelvaart en Pinksterdag uit by die heilsbeloftes van God se woord. Nee my vriende, dis 'n verkeerde begrip of 'n verkeerde siening rondom die heilsgebeure. Dit wil sê rondom die saligheidsplan van God en Christus vir die mens, om te dink dat die een belangriker is as die ander. Jesus se hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag is onlosmaaklik deel van God en Christus se heilsplan vir ons. En dink nou mooi daaroor. Die hemelvaart van Jesus Christus moes eers plaasvind voordat God sy Heilige Gees op die aarde kon uitstort. As Jesus nie teruggekeer het na sy Vader in die hemel nie, kon God nie vir ons die Heilige Gees gestuur het nie. En net so moes Jesus eers as die saligmaker van die wêreld aan die kruis op Golgotha vir die sondes van die wêreld sterf, en nadat hy 3 dae in die graf was, weer uit die graf uit opgestaan het om die dood te oorwin, en dan 40 dae later, lees ons in die woord van die Here, het Jesus opgevaar na die hemel en teruggekeer na sy Vader in die hemel. Dink mooi, Jesus moes eers deur sy Vader na hierdie sondige wêreld vir verlore sondaar mense gestuur word. Maar nadat sy taak op aarde afgehandel was, moes hy weer na sy Vader in die hemel terugkeer van waar hy gekom het, om weer aan die regterhand van sy Vader in die hemel te sit, op die troon van sy Vader te sit, en in te tree vir elke mens op aarde, vir jou en vir my, en ook vir elke verlore sondaar, om vir hulle te bid en te pleit by die Vader. Vanmôre het ek net 3 gedagtes wat ek met u wil deel oor die hemelvaart van die Here Jesus, om maar net weer eens, my liewe vriende, vir u te laat besef waarom Jesus se hemelvaart so belangrik is vir elkeen van ons. Die eerste gedagte wat ek met u wil deel is, Jesus moes vir ons die Heilige Gees stuur. En daarom moes Jesus na die hemel terugkeer, om vir ons die Heilige Gees te kon stuur. Ek lees weer vir die Handelinge 1 vers 4 en 5, waar Jesus self gesê het, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee, om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. So die Here Jesus het vir hulle voor die tyd beloof, hy gaan terug na sy Vader, en sy Vader sal vir hulle die Heilige Gees stuur. Hy het ook die Heilige Gees vir ons gestuur. Ek sê altyd vir mense, een van die mooiste en die duidelikste bewyse vir die goddelike drie-eenheid is byvoorbeeld hoe ons in die Ou Testament baie duidelik sien dat God die Vader onder sy volk gewoon en gewandel het. Wanneer ons na die Ou Testament kyk, dan sien ons God die Vader was self betrokke by sy volk daar op aarde. Terwyl Israel vir 40 jaar in die woestyn geswerf het, rondgeswerf het, was God sigbaar in die midde van sy volk deur die wolkkolom in die dag, want die son was baie warm
en God was die wolkkolom in hulle midde. En in die nag was hy die vuurkolom om hulle veral teen daardie koue woestynnagte te beskerm en te bewaar. Maar God was sigbaar teenwoordig. En daar's natuurlik talle ander voorbeelde in die skrif. Maar Jesus was ook duidelik teenwoordig in die Ou Testament. Daar's baie voorbeelde, ek noem vir die enkeles. Byvoorbeeld in Eksodus 3 vers 2 lees ons dat die Here Jesus daar in die doringbos was en dat dit hy is wat aan Moses verskyn het en met Moses gepraat het. Ek lees vir die Eksodus 3 vers 2, daarop verskyn die engel in hoofletters van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. Dit was Jesus wat vanuit daardie doringbos met Moses gepraat het. En dan lees ons in Genesis 32 vers 24, waar Jakob by die Jabokrivier met Jesus geworstel het. Daar staan geskryf in Genesis 32 vers 24, maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man in hoofletters het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy dit verwys nou na Jesus sien dat hy hom nie kan oorwin nie, slaan hy op hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob het lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, dis nou Jakob wat dit vir Jesus sê, laat my gaan, nee Jesus wat vir Jakob sê, laat my gaan, want die dag het gebreek, maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan tensy u my seën nie. Hy het geweet, Jesus kan hom seën, hy het geweet, dat hy met 'n bo-natuurlike, goddelike persoon en met God self te doen het. En so is daar talle ander voorbeelde in die skrif. Ek wil eendag nog baie graag 'n boodskap bring oor Jesus in die Ou Testament. Dit leef in my hart om daaroor te praat. Maar net so was die Heilige Gees natuurlik ook teenwoordig en werksaam in die Ou Testament, maar natuurlik nie soos vandag na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag nie. Net een voorbeeld is byvoorbeeld, daar's baie voorbeelde, maar is byvoorbeeld nadat Dawid gesondig het, dat hy 'n vrou van 'n ander man gevat het, en God met hom gepraat het en hy onder sondeoortuiging gekom het, bid hy in Psalm 51 vers 13 en hy sê, verwerp my nie van u aangesig en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Hy bid tot God, hy sê, Here, ek is so bewus van u Heilige Gees in my lewe, vat u Heilige Gees nie van my weg nie. So duidelik sien ons, die Heilige Gees was in Dawid se lewe teenwoordig. Maar dan lees ons ook in die 4 evangelies dui nou op Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Daar lees ons van Jesus se geboorte, sy aardse bediening, sy kruisiging, sy dood, sy opstanding uit die dood en natuurlik ook van sy hemelvaart. Vriende, die 4 evangelies is eintlik streng gesproke nog Ou Testament, maar dis die brug tussen die Ou en die Nuwe Testament. Die 4 evangelies vorm die brug tussen die Ou en die Nuwe Testament. En dan lees ons in Handelinge 2 van die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. So nou sien ons baie duidelik, in die Ou Testament was God teenwoordig, die 4 evangelies lees ons van Jesus, en op die uitstorting van die Heilige Gees lees ons natuurlik van die Heilige Gees, die goddelike drie-eenheid vir baie mense wat dit nie verstaan nie. En daarom sê ons graag, ons leef nou in die Heilige Gees dispensasie, met ander woorde in die genadetyd, waar ons die Heilige Gees van God ontvang het om met ons te praat, om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, en om in die harte van God se kinders te kom woon. En as die Here Jesus nie opgevaar het na die hemel, en nie teruggekeer het na sy hemelse Vader nie, dan kon God nie vir ons die Heilige Gees gestuur het nie. En daarom is dit belangrik dat ons dit moet verstaan. Ek lees weer vir die Handelinge 1 vers 4 en 5, waar Jesus gesê het, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Wat was daardie belofte? Wanneer die Heilige Gees oor julle kom, want Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Nou luister 'n bietjie na Jesus se beloftes van die koms van die Heilige Gees.
Die belofte is dat die Vader die Heilige Gees sal stuur na ons, nadat hy teruggekeer het en na die hemel om by sy Vader te wees. Daar's net 3 verse wat ek vir u wil lees, en dis Johannes 15 vers 26, dis die eerste belofte wat ek vir u wil lees, wat daar staan, maar is nou woorde van Jesus, waar hy sê, maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. So Jesus sê, is nie nodig dat hy op die aarde moet wees nie, van die Heilige Gees sal van hom getuig. Johannes 16 vers 7, daar is Jesus weer in die woord, hy sê, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Sien, Jesus moes terugkeer na sy Vader, sodat ons die Heilige Gees van God kon ontvang. En dan ook laaste belofte wat Jesus gegee het, is Johannes 16 vers 13, wat daar geskryf staan, maar wanneer hy kom, of gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. So die Heilige Gees kom om ons in die volle waarheid van God se woord te lei, en ons ook te herinner aan Jesus se wederkoms, en te leer van die eindtye. Maar die tweede ding wat belangrik is die Heilige Gees rus mense toe om getuies vir Jesus te wees. En as die Heilige Gees nie gekom het nie, wie sou mense kon toerus om vir God getuies te wees? Ek lees vir die Handelinge 1 vers 8. Daar staan geskryf, maar julle, dis Jesus wat gespreek het, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer my Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees van God oor julle kom. Nou vriende, deur al die eeue heen het God sendelinge oor die hele wêreld heen uitgestuur om in onbereikte lande die evangelie van Jesus te gaan verkondig, en selfs daar waar baie Christene tot die dood toe vervolg is ter wille van hulle getuienis vir Jesus Christus. Baie mense het al gesterf ter wille van die evangelie van Jesus Christus. Maar hulle is deur die Heilige Gees toegerus en deur God uitgestuur na die wêreld om te gaan getuig van Jesus en vir Jesus. Gaan lees 'n bietjie die boeke van Wurmbrand, sy ernstige vervolging in Roemenië, en watter hel hy daar in die tronk, of die tronke moes deurmaak, maar hoeveel mense onder sy bediening deur Jesus as hulle saligmaker leer ken het, selfs geharde kommunistiese soldate wat daar tot bekering gekom het. Vriende, is hartverskeurend as 'n mens sy lewensverhaal lees. Hartverskeurend om te dink wat hy moes deurmaak ter wille van die evangelie van Jesus Christus. Maar hy was gehoorsaam aan die opdrag van die Here, toegerus deur die Heilige Gees van God, volgens Handelinge 1 vers 8. En so was daar talle Christene deur al die eeue heen, wat in Rusland en China en baie moslimlande die evangelie van Jesus gaan verkondig het, en nooit weer na hulle vaderland of hulle families teruggekeer het nie. Omdat hulle in tronke gegooi was, en omdat hulle van die honger en van siektes en op ander wrede wyses moes sterf, ter wille van hulle getuienis vir Jesus Christus. Nog altyd het die vraag by mense ontstaan, wat dryf Christene na ander lande om daar die evangelie aan mense te gaan verkondig, wetende dat die evangelie van Jesus Christus daar verbied word, wetende dat hulle vervolg sal word, en met die gedagte in die agterkop dat hulle dalk doodgemaak sal word ter wille van die evangelie van Jesus Christus. Die antwoord lê opgesluit in Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria,
en tot aan die uiterste van die aarde. So dis die Heilige Gees van God wat ons toerus, maar Jesus moes eers na die hemel opvaar, sodat God die Vader die Heilige Gees vir ons kon stuur, om manne en vroue toe te rus, om die evangelie van Jesus uit te dra na elke land in die wêreld. Laastens sien ons, Jesus se hemelvaart is baie belangrik, en daarom kan ons hoop vestig op Jesus se wederkoms. Jesus moes eers terugkeer na sy Vader, om dan, soos ons nou gesê het, die Heilige Gees te stuur. En die Heilige Gees het gekom om mense toe te rus. Maar Jesus het ook die belofte aan ons gemaak, dat hy weer kom om sy kinders te kom haal. So ons het daar die hoop van die belofte dat Jesus weer kom om sy kinders te kom haal. Kom ek lees dit vir julle in ons geleesde gedeelte weer, Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Dis nou met sy hemelvaart. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hierdie Jesus wat opgeneem is na die hemel, sal net so kom soos julle hom sien wegvaar het. Op wolke sal hy weer terugkom. In Johannes 14 vers 1 tot 3 het Jesus vir sy disippels lering gegee en gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Sê ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou vriende, in die Duits verklarende Bybel staan daar direk bo aan Johannes 14 vers 1 tot 3 die volgende kommentaar geskryf, naamlik, hierdie is die eerste verwysing van die wegraping van die kerk van Christus. Met ander woorde, Johannes 14 vers 1 tot 3 is die duidelike bewys van die wegvoering of die wegraping van die bruid van Christus of die kerk van Christus, soos sommige mense dit noem. En hier in Johannes 14 vers 1 tot 3 sê Jesus uitdruklik vir sy disippels, in die lering wat hy vir hulle gegee het, sê hy uitdruklik vir hulle, voor sy hemelvaart, dat hy weggaan om vir hulle te gaan plek voorberei in die nuwe stad Jerusalem. Nou, dis vir baie mense moeilik om dit te verstaan, maar ons moet dit so aanvaar. Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek vir julle klaar plek berei het, ek klaar vir julle plek voorberei, dan kom ek weer. Hy sê, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem. Waar is sy plek? Die hemel. Hy sal ons na die hemel toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus beloof dus hier aan sy disippels, dat hy weer sal kom om sy kinders te kom haal op die regte tyd. En ons weet nie wanneer is die regte tyd nie, maar ons dink is baie naby. En binnekort gaan Jesus weer kom en gaan hy sy belofte gestand doen om sy kinders te kom haal. En hy sê, as hy plek klaar voorberei vir ons almal, kom haal hy ons, en sal hy ons ook neem na hom toe, sodat ons kan wees waar hy is. Hierdie skrif verwys beslis nie, my liewe vriende, na Jesus se letterlike tweede koms nie. Jesus gaan aan die einde van die dae, aan die einde van die groot verdrukking, gaan hy weer kom, sigbaar, elke oog sal hom sien. By sy tweede koms kom hy om sy koninkryk op aarde te kom vestig, en sal hy as koning van die konings oor die koninkryke en die konings van die aarde regeer vir 1000 jaar lank. Maar hierdie koms waar Jesus sê, wanneer hy klaar plek voorberei het om ons te kom haal, verwys na die wegraping of die wegvoering. En net so vind ons die belofte van Jesus se koms op die wolke, net soos sy disippels hom op die wolke sien wegvaar het, sal hy weer kom. Handelinge 1 vers 10, daar het die engele vir sy disippels gesê, en toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel?
Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net so, soos hy op wolke weggevoer het, of weggevoer is, net so sal hy weer op wolke kom, om sy bruid te kom haal, om sy kinders te kom haal, en hy sal ons wegvoer op die wolke. 1 Tessalonisense 4 vanaf vers 16. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengel, die klank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle op wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Net so, soos julle Jesus op wolke sien wegvaar het na sy Vader, so sal hy terugkeer. Nou vriende, ek wil vanmôre vir u sê, ons leef in 'n tyd waarin baie mense, baie kinders van die Here 'n geweldige groot wederkomsverwagting het. 'n Verwagting het, met ander woorde, dat Jesus op die wolke gaan kom en sy kinders gaan kom haal, soos die belofte wat ons vind in Johannes 14 vers 1 tot 3. Die belofte dat hy sy kinders gaan wegruk van hierdie aarde af, gaan kom haal, gaan wegraap, gaan saamneem met hom om terug te keer hemel toe en saam met hom daar in die hemel te wees. My vraag is net, glo u in hierdie belofte? Vriende, vanmôre in ons stilte tyd, ek en my vrou se stilte tyd, bid my vrou, sy sê, Here, kom haal ons asseblief. Ons is haastig dat hy ons moet kom haal. Ons sien nie meer kans vir hierdie ou wêreld met al sy pyn en hartseer en ellende nie. Kom haal ons, Here, ons wag vir daardie dag. Kom nou, Here Jesus, om ons te kom haal. En vriende, so moet dit elke kind van die Here se gebed wees. Here, kom haal ons, kom haal ons, kom haal ons, vat ons weg van hierdie aarde af. Dis nie ons ewige tuiste, ons ewige tuiste is by u in die hemel. En ek wil vir u vra, het u ook so 'n verwagting? Kyk na die dinge wat in die wêreld gebeur en kry 'n verwagting dat die koms van Jesus naby is. Het u ook so 'n verwagting? Of dink u nee, dit kan nog 10, 20, 30 jaar neem voordat Jesus hierdie belofte gaan nakom? Nee vriende, ek het vir u verrassing. Dis baie naby. Dalk hierdie jaar, voor hierdie jaar verby is, dalk volgende jaar, ek weet nie wanneer nie, maar die verwagting in my hart is groot dat Jesus weer terugkom. En hy kon net terugkom omdat hy reeds gegaan het. Is al manier hoe Jesus kan terugkom. Hy het reeds gegaan. Hy is reeds by sy Vader. Hy is reeds klaar, dink ek, met die plek wat hy vir ons voorberei het. Hy wag net vir die opdrag van sy Vader om sy kinders te gaan haal. Is u gereed vir Jesus se koms? Wanneer hy sy kinders kom haal? Maak gereed. Kom ons bid saam. O wonderlike Here Jesus, ons wil vir u uit ons hart kom dankie sê vanmôre, dat ons opnuut kan besef hoe belangrik is die hemelvaart. Ander mense dink dis onbelangrik. Ons weet vanmôre, dis belangrik. Jesus moes opvaar na die hemel om vir ons die Heilige Gees te stuur. En ons weet dat God die Vader in die Ou Testament betrokke was by sy volk. Dat Jesus in die eerste 4 evangelies sy hele geboorte en bediening word vir ons daar beskryf. En dan weet ons, Handelinge 2, het die Heilige Gees gekom. Die drie-eenheid, goddelike drie-eenheid word vir ons duidelik beskryf. En daarom weet ons, al wat nou nog kan gebeur is, Jesus moet kom op die wolke, om sy kinders te kom haal. Sien uit na daardie dag. Maak elkeen gereed, maak hulle wakker, wat aan die slaap is. Ons bid dit in Jesus se naam, met danksegging. Amen. Nou my wonderlike vriende, ek hoop en vertrou, u het 'n wonderlike hemelvaartdag, geseënde dag, en mag u die woord van die Here oordink. Totsiens.